Môre julle en welkom by nog 'n episode van Tussen Koffie en Genade. Ek is Lisel van Sail en ek gaan die volgende 2 ure weer lekker saam met julle kuier. So vandag gaan ons weer 'n bietjie gesels oor 'n gesonde leefstyl. Laasweek het ons 'n bietjie gepraat oor die motief van jou hart en hoekom doen jy wat jy doen. So vandag gaan ons 'n bietjie praat oor jou emosies en hoe dit 'n invloed het in jou lewe. So ons sielsvlak bestaan uit die volgende. Dit is ons wil, ons emosies en ons verstand. En die woord sê dat ons gedagtes gevange moet neem. Want as ons nie gaan leer om dit te beheer in ons lewe, dit wat ons gaan dink nie, gaan dit vir ons ook baie moeilik wees om oor ons emosies te heers. Daarom is dit so belangrik om dit te beskerm wat jy toelaat in jou hart. Want uit dit uit vloei jou emosies. So God het ons emosies gegee en dit is nie noodwendig verkeerd nie. Maar wat jy met jou emosies doen, dit is wat dit reg of verkeerd maak. So ons kan nie toelaat dat ons vlees ons net blindelings lei links en regs nie. Ons moet selfbeheersing toepas en oor ons emosies beheer en dit self reguleer. So volwasse emosionaliteit beteken om dan in goeie verhouding te kan staan met jouself, maar dan sal jy ook goeie verhoudings hê met mense om jou. En dit is direk gekoppel aan hoe volwasse jy gaan wees in verhoudings. So emosionele volwassenheid is ongelooflik belangrik. So ek kry vir jou 'n lekker koppie koffie en kom luister lekker saam tussen koffie en genade. Welkom terug julle. Ons praat 'n bietjie vanoggend oor jou emosies. Nou Dr. James Dobson, wat so rukkie terug oorlede is, het 'n boek geskryf van Emotions, Can You Trust It? En dis nog 'n baie oulike boek om te lees en veral as mense bietjie sukkel met sekere aspekte in jou lewe. As jy agterkom daar sekere emosies wat jou oorweldig en wat jy net nie van ontslae kan raak nie. So as jy nou bietjie gaan sit en dink, wat sal jy sê is die moeilikste emosie vir jou om te beheer? Is dit miskien vrese wat jy beleef? Of is dit dat jy konstant alleen voel? Dalk voel jy verwerping, of dalk is daar skaamtes, depressie. Ons het hordes emosies wat elke dag deur ons vloei. Die ding is, dis nie verkeerd om jou emosies te voel nie, maar dit is so belangrik om dit te kan sien vir wat dit is. Ons emosies is daar om ons te waarsku oor wat in ons omgewing om ons aangaan. Dit is eintlik ook 'n beskermingsmeganisme wat veronderstel is om jou te waarsku as daar gevaar is of as jy onveilig voel of as iets nie vir jou lekker is nie. Maar as ons dit nie deur die gees gaan filter nie, dit is wanneer daar partymal probleme kan inkom. So om emosies te voel is nie noodwendig verkeerd nie. En 'n rukkie terug het ek wel 'n hele praatjie vir julle verduidelik hoe werk emosionele intelligensie. En ek wil nou nie vandag daarop stil staan nie. Ek wil 'n bietjie aangaan en net 'n bietjie praat van watse gevare is dit as jy net op jou emosies reageer. So ons is gemaak om emosies te voel. Maar nou wil die vyand dit partymal gebruik om jou te oortuig van iets wat nie noodwendig altyd die waarheid is nie. So hy wil ons gevange neem partymal in ons emosies. En daar is verskeie maniere hoe hy dit doen. En hy weet ook, wanneer ons nie in gehoorsaamheid wandel met God se woord, wat sê ons moet ons gedagtes gevange neem en ons hart beskerm nie, dan gebruik hy juis ons emosies om ons weg te lei van die waarheid. En dit is presies hoe hy sy strongholds bou. So kom ons praat 'n bietjie daaroor. So dit is waar dit so belangrik is om gesonde emosies te kan voel, dit reg te kan reguleer en ook gesonde grense te bou in jou lewe. Want aan die een kant, as jy net reageer op elke emosie wat jy voel, is jy's reaktief.
daar gebeur iets en jy het dadelike uitbarsting. Iemand doen jy en hulle ontstel jou en jy is dadelik ontstel en jy gil en jy skree en daar's geen beheersing nie. Jy wys net dadelik hoe jy altyd voel. So met ander woorde, jy het 'n emosie en dadelik is daar 'n reaksie. Dan is dit nie noodwendig dat ons dan deur die gees gelei word nie. Aan die ander kant is dit ook dat mens partymal as gevolg van people pleasing miskien of ander redes wat jy dalk juis nie jou hart wil wys nie. So jy wil dalk wys nee, ek is sterk, ek voel niks nie, niks pla my nie, ek is untouchable, so dinge kan met jou gebeur en jy het net geen reaksie weer nie en jy onderdruk weer al daai emosies. Albei is gevaarlik. En albei sal dan verkeerde strongholds of mindsets bou in jou lewe. Want op die ou ende is 'n stronghold 'n klomp boublokke van emosies of gedagtes wat jy oor 'n tydperk opgebou het, oor dit wat jy ervaar het in jou lewe en wat jy dan 'n belief system, en ekskuus dat ek dit nou Engelse woorde verduidelik, maar dis net vir my so mooier om dit so te beskryf, 'n belief system opbou van dis hoe die lewe werk. Ek moet pas op vir dit, as ek dit doen, gaan dit gebeur, en as dat gebeur, dan gaan dit gebeur. En is verskriklik belangrik dat ons in die proses van waar ons lewe en waar ons wandel, die hele tyd dit hou in gehoorsaamheid tot God se woord, en ons gaan nou daai deel ook verduidelik. Anderste wat gebeur as ons nie ons emosies gaan reguleer en onder die autoriteit van God se woord gaan plaas nie, dan gaan ons dit doen op ons menslike vermoëns. En dan begin ons dan arrested emotions ervaar in mense lewe. Nou arrested emotions, dit is nou 'n arrestasie van jou emosies is. Iets het gebeur dalk waar jy dalk 'n trauma reaksie ervaar het. Jy was dalk op skool, die juffrou het op jou geskree, jy het so incompetent gevoel en jy het so vernederd gevoel en iets in jou het jou vasgevang in daai oomblik. En as jy nie, en baie keer as kind, laat ek dit eers so verduidelik, jy het dalk nie die vermoë om dan dit teer te werk en te prosesseer en dit te sien vir wat dit is nie. Jy het dit dadelik internalized en jy het verstaan, ek is sleg, ek is stupid, ek is dom, of wat ook al die boodskap saam met dit is. Dan gebeur dit dat daai dan jou strongholds word en dit is dan die arrested emotions. Nou is jy 30 jaar oud. Jy is in 'n boardroom, jy is besig om 'n meeting te hou en ewe skielik sê die baas vir jou, "Okay Johan, staan op en sê vir ons wat is jou deel van die hoe voel jy oor hierdie situasie?" En jy gee jou opinie en die een ou sê vir jou, "Nee, maar dit wat jy voel is glad nie reg nie," en hy konfronteer jou. Gaan jy dadelik weer terug in daai kind en hoe daai kind gevoel het, en dit is wat mens dan noem arrested emotions. En natuurlik is dit baie meer in diepte as mens dit nou wil bespreek, maar ek wil dit net vinnig verduidelik het, laat ons verstaan hoe die duiwel partymal 'n houvas kry as gevolg van seer wat ons beleef het en emosies wat ons nie reg deurgewerk het nie, en dan bou dit strongholds. So ons is gees, siel en liggaam. Vandag gaan ons 'n bietjie stil staan op ons sielsvlak. Soos ek gesê, dis jou wil, jou emosies en jou verstand en dit wat jy dink en dit wat jy redeneer. So emosies kan begin gevaarlik raak omdat dit nie altyd konstant is nie. En veral ons vrouens, omdat ons meer dieper voel, en ek wil dit nie vir algemeen nie, maar ons voel dieper. Die Here het ons gemaak om half 'n meer in touch te wees, kan ek sê, met ons gevoelens. Ons ervaar dinge dieper, ons sien dinge dieper, ons is gewoonlik bietjie meer merciful en genade as van ons mans, maar dit is ook nie te sê dit is altyd so nie, maar wat ek net wil noem is, baie keer is dit dat daar sekere goede invloed het, veral ons as vrouens, as dit kom by emosies. So, baie keer is dit jou omstandighede wat jou emosies natuurlike invloed, of kan 'n invloed hê op jou emosies. So is jou omstandighede, partymal ook die by wat jy in is. Jy kan miskien nie goed geslaap het nie, of jy voel dalk siekerig, of jy het een of ander pyn, en as gevolg van dit beïnvloed dit jou moods en hoe jy op daai stadium voel, né?
En dan praat ons nie eers oor die hormone nie. As mens net kyk, estrogen, as jou estrogen vlakke baie laag is, dan kan mens regtig nie lekker voel nie. Jy het so 'n dif kop en veral nou dat ons ook praat die laaste tyd van bietjie van uitbranding en wanneer mens nou natuurlik fatigue het en al die klas van dinge. Het dit 'n geweldige effek op mense emosies. So jy voel nie lekker nie, dit voel of jy nie kan sien nie, jy's moeg, jy's geïrriteerd, jy het amper nie die kapasiteit om konflik te hanteer nie en dan kan dit ook wees dat mense emosies heeltemal haywire gaan. En dis ook hoekom dit so belangrik is om al hierdie dinge te verstaan vir wat dit is. Ons kan dit ook nie gebruik as 'n verskoning nie en dit is nou juis waar daai resilience inkom en goddelike karakter. En as ek dit kan vergelyk, is dit soos wanneer jy gym toe gaan en jy gaan oefen en jy het nou hierdie bodybuilder en hy oefen en hy konsentreer vir hierdie hele uur net op hierdie een groep spiere en hy's baie spesifiek en hy's baie gedissiplineerd want hy weet hy moet resistance gee vir daai spiere om te skeer sodat dit kan bou en die kapasiteit om te groei. En net so is dit met ons emosies. Emosies gaan verseker nie van homself in plek val nie en jy gaan verseker nie van self weet hoe dit of net dadelik hierdie vermoë hê om jou emosies te reguleer en te leer om nie net te reageer nie, maar te respond, bedoelende jy het beheersing en jy kies hoe jy elke keer gaan respond. Daai kom met resistant training, waar jy intentioneel elke keer kies om in die waarheid te wandel. So baie keer moet ons ook besef, dit wat ons voel, is nie noodwendig die waarheid nie. So emosies kan baie misleidend wees. Dit kan jou laat voel, o nee, byvoorbeeld ek het nie waarde nie, of niemand sien my raak nie, of my sê tel nooit nie, of niemand sal ooit van my hou nie, ek is nie 'n sukses nie, ek is alleen, ek voel niemand gee om vir my nie, die hele wêreld is teen my. Hierdie is net algemene idees wat die vyand oor vir ons wys wil maak en dan begin ons dit te glo. Want dis 'n emosie wat jy voel. Dis letterlike emosie. Gaan dink gou. Wat is dit wat jy voel? Jy voel alleen. Jy voel verwerp. Jy voel dat mense jou nie verstaan nie. Voel. Of mens kan voel, weet jy wat, die Here sal my nooit vergewe nie. En ek sal altyd skuldig wees want die duiwel gebruik skuld en manipulasie en intimidasie om ons emosies omver te gooi. En jy sal nooit by vryheid kan uitkom of in 'n oorwinningslewe kan lewe as jy nog nie geleer het om daai elke emosie te identifiseer, dit te analiseer, dit te prosesseer en te sien, maar waar kom hierdie emosie vandaan? Soos byvoorbeeld nou as jy in 'n groep en daar's mense wat jou minder as laat voel. Daar's mense wat laat jou voel, o jene, ek is nie goed genoeg nie. En weet julle wat, baie keer kan dit wees dat daai mense dit nie eers intentioneel doen nie, maar as gevolg van jou arrested emosies van jou kinderlewe af. Kyk jy na daai filter en die mense is maar nie daar. Hulle is nie noodwendig lelik met jou nie, dis nie noodwendig maar net omdat mens voel, hulle praat nie met my nie, hulle reik nie uit na my nie, want mense is so selfgesentreerd. Hoekom sien hulle my nie raak nie? En die ding is, ons moet die waarheid gaan soek in God se woord. En by elke leuen wat die vyand vir ons vertel, identifiseer en onthou, saam met elke seer en elke teleurstelling wat jy beleef het, kom daar 'n boodskap. En dit is wat jy moet gaan identifiseer. So as jy tussen 'n groep mense is en jy voel konstant alleen, dan moet jy weet, hierdie is 'n arrested emotion, wat dis jou verantwoordelikheid om te gaan soek. Waar kom hierdie seer vandaan?
Waar het ek seer gekry? En ek wil ook sê, dis nie altyd jou skuld gewees nie. Baie keer was ons onskuldig, ons was kinders. Daar was miskien abandonment van die ouers. Miskien was jy geboelie op skool. Ek meen die juffrouens, soos ek genoem het, al hierdie aspekte wat jou kon seer gemaak het, maar nou is dit jou verantwoordelikheid. Die Bybel sê ons moet soek. Ons moet vergewe en ons moet die strangles afbreek om elke leuen gevange te neem. In plaas van dat die leuen ons gevange neem, moet ons terugvat en sê, Here, ek wil my gedagtes skoon was. Ek wil my gedagtes op U waarheid en op U woord plaas. En ek wil intentioneel elke leuen van die vyand verplaas met U waarheid. Nou Romeine 8 vers 8 in die Amplify sê vir ons, so then those who are living in the life of the flesh, nee? En dit is mense wat net volgens hulle emosies wandel. Caters to the appetites and the impulses of their carnal nature and cannot please or satisfy God or be acceptable to Him. En julle, dit is hoekom dit so belangrik is. Jy kan nie net die impulse van jou natuurlike natuur navolg nie. Jy kan nie net sê, okay, nou is ek lus vir dit en nou gaan ek dit doen. Nou is ek nie lus vir dit nie en nou gaan ek dit nie doen nie. Jy kan nie so lewe nie. Almal van ons was op 'n stadium vleeslik. Elke liewe mens wat bestaan is vleeslik. Want jy word gebore en eintlik op 'n jaar of 'n jaar en 'n half, dan kan jy al sien, is daai rebellie en daai tantrums en daai eie sinnigheid. Dit is in ons human nature. Ons is almal selfsugtig en ons is almal selfgesentreerd. Tot die dag wat jy letterlik jou vlees neerlê en jy kies om jou emosies en jou eie selfsugtige begeertes neer te lê en te sê, Here, van nou af sal ek lewe volgens U Gees. So nou kom jy tot bekering en jy's dalk 20 of jy's dalk 15 of jy's dalk 50 en jy kom nou eers by die Here uit. Dan kan jy nou begin leer om hierdie toe te pas, want mense buite God of wie nie 'n verhouding met God wandel nie, gaan verseker selfsugtig verlewe, want hulle het geen rede om dit nie te doen nie. Want dis net God se woord en sy waarheid wat ons challenge en vir ons sê, hey, lewe jy net vir jouself, jy moet jou lewe neerlê. En dis die enigste hoe kan ek sê, ek wil nie eers sê dit is 'n religion nie, want dit is nie 'n religion nie, dit is 'n verhouding met die Here, maar wat eintlik dit verkondig. Die res is, ek gaan gee vir die gode en ek aanbid gode, want ek wil geseënd word. Dis 'n selfsugtige ding. Jy doen iets, jy wil hom please, jy wil jou God of jou gode nou hierdie goetertjies bring en jy wil al hierdie dinge doen, want jy soek seën en jy soek blessing. Waar ons 'n verhouding met God wandel, doen ons dit, want ons lê ons lewe neer en ons kies om nie ons vleeslike begeertes na te strewe nie, maar in elke ding wat ons doen, sê en dink te sê, Heilige Gees, ek wil dit vir U doen, sodat ons goeie vrugte kan dra. En dis net soos wat ek genoem het, in alles wat jy doen, in oefening, om na jou liggaam te kyk. Ons het die laaste paar weke ook bietjie gepraat oor gesonde eetgewoontes, gesonde oefening, al hierdie belangrike elemente in jou lewe, alles is 'n balans. Jy kan nie net aan jou geesmens werk nie. Anders dan gaan jy onstabiele persoon wees. Jy moet gees, siel en liggaam die Here dien. En dit word oor en oor vir ons gesê, in your whole being you must serve the Lord. So wie gaan die sterk man wees in jou lewe? Gaan dit jou vlees wees of gaan dit gees wees? Watter een? Die een vir wie jy kos gee. So hulle praat altyd van daar's 'n swart hond en daar's 'n wit hond. Watter een gaan die battle wen? Die een wat kos kry, die een wat gebou is, die een wat resilience gebou het, die een wat selfbeheersing toepas in sy lewe, wat intentioneel die hele tyd resistance toepas in sy lewe en sê ek weier om nou negatief te reageer. Jy hoef nie ontstel te wees elke keer en jy hoef nie elke keer net uit te bars en op mense te gil as jy ongelukkig is nie. En ja, wat ek ook wil sê is,
Ons is ook net mens. Ons gaan met tye uitvreek. En daar gaan tye wees wat jy net voel, nou het ek tot my einde gekom. Maar dis ook waar mens dan moet teruggaan en sê, ekskuus julle, ek het nou buite beheer geraak, kan julle my vergewe? Maar soos mens deur sekere goed werk, en jou gees en jou emosies en jou sielsvlak begin volwasse raak, dan begin dit makliker te raak. So as jy nou net tot bekering gekom het en jy dien die Here vir 'n jaar, gaan jy verseker nog met al hierdie goed sukkel. Jy gaan nog steeds vir die ou skree langs die pad en jy gaan nog verstaan want jy het nog nie daai resistance nie, maar as jy na 10 jaar nog soos 'n Willikin of 'n Willeman optree en net almal verskree, net vir almal verkeerd, hoe sleg en hoe verkeerd hulle ry op die paaie, dan moet daar 'n ernstige vraag word, waarmee is jy besig? Want ons moet konstant groei. En dis wat ons ook moet verstaan. Ons is nie geglorified al klaar nie. Wat beteken, jy's perfek, jy gaan nooit foute maak nie. En dit is baie keer waar ons dit mis as Christendom. Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Daar's 3 aspekte as mens kyk na bekering. Die eerste een is justification. En dit staan vir just as though I have never sinned. Bedoelende, die dag toe jy tot bekering gekom het, na die Here toe gegaan het, en jy het opregte berou gehad, en jy het werklike repentance gehad, en jy het gesê, Here, ek is 'n sondaar, ek het U nodig, asseblief kom red my. Dis die dag wat jy ge-justify is. Jesus het al klaar, eintlik vir almal se sondes gesterwe, maar net die wat dit vat, kry die justification. Jy moet letterlik na die Here toe gaan en sê, Here, vergewe my, then you are justified. En dit is waar jy dan die pad van bekering of repentance begin stap. So repentance is a lifelong journey. Dis nie 'n een proses en as jy vir altyd jy's bekeerd, maar wat ek bedoel is, jy gaan nog konstant met jammer sê. Jy gaan elke nou en dan moet sê, oeps, Here, ek het nou 'n fout gemaak, want ons is nog nie in die hemel nie. En daai proses noem ons sanctification. En dis die proses waar jy jou geestelike kapasiteit, jou emosionele kapasiteit, jou sielsvlak ontwikkel en groei en daagliks jouself neerlê en sê, Here, help my om nou meer selfbeheersing te hê. Help my, want jy gaan dit nie in jou eie krag kan doen nie. En dis hoekom mense dit noem, dis die vrug van die Gees. Ons sal nou 'n bietjie daaroor praat. En dan eers die dag van jy doodgaan, then you are glorified. So ek wil dit net in konteks stel. Dis nie te sê dat ons nooit weer emosioneel gaan optree nie, maar ons moet die heeltyd kyk dat ons intentioneel ons emosies en ons insecurities en dit wat in ons hart is dophou en kyk waar kom hierdie goed vandaan. Want baie keer is dit uit insecurities dat ons ewe skielik sarkasties is met mense of ewe skielik mense wil afbreek want ons voel eintlik insecure. En dan moet ons van sê, wat hulle altyd gesê het, ons klein was al die kleine hassies in die koringland, moet ons uitblik, ons moet kyk, wat is nie van die Here af nie konstant, en jy sê, Here, mag ek elke dag strewe om net meer soos Jesus te wees. Want Jesus het elke emosie wat ons ooit ervaar het hy ervaar. En ek dink hy het dit intens ervaar. Hy was op 'n stadium stoksie alleen, dat elke mens teen hom gedraai het, en tot Abba Vader, die oomblik toe al die sondes op hom gekom het, ek sê, Vader, hoekom het U my verlaat? So as daar iemand is wat alleen gevoel het, was dit Jesus. Is daar iemand is wat gevoel het, niemand verstaan my nie, is dit Jesus. Hy het ook die hele tyd gesê, ag my klein ongelowiges, kan julle nie net vang wat ek vir julle probeer sê nie. Hy het verwerp gevoel, hy het al hierdie goed gevoel, maar nog steeds selfbeheersing toegepas. So as daar 'n goeie voorbeeld is, van hoe om in selfbeheersing toe te pas in mens se lewe, is dit Jesus. Soos jy begin genesing kry oor jou emosies, gaan dit makliker wees om jou emosies te beheer. En dis hoekom dit so belangrik is om konstant te sê, Here, wys vir my, waar is daar nog dinge in my lewe wat nie in plek is nie. Want as jou emosies onstabiel is, die een dag is jy op, die ander dag is jy af. Jy voel, net dit wat jy voel, dit wys jy.
dan gaan jy baie gevaarlik wees. Jy gaan onstabiel wees. Daar gaan geen integriteit wees nie en mense gaan jou nie kan vertrou nie. Want jy gaan net doen wat jou moods vir jou sê, wat jy moet voel om te doen. En dis hoekom dit so belangrik is om te leer hoe lyk gesonde emosies, verantwoordelikheid te vat vir dit en ook deur dit te werk en genesing te kry vir daai seer. So gaan soek dit, gaan vra Here, hierdie insecurities wat ek voel, hierdie konstante alleenheid, is dit dalk van abandonment wat ek gevoel het van my kinderdae, en loop dan die proses saam met die Heilige Gees na genesing. Ons gaan gou 'n breek vat en dan gaan ek so 7 stappe saam met julle deurwerk van gesonde emosies en net so vinnig dit uiteensit van hoe mens stappie vir stappie net bietjie kan bou na gesonde emosies. Natuurlik kan ons vir ure hieroor praat, maar ek gaan net so min of meer vir julle net 'n uitleg gee wat vir jou kan riglyne help met dit. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons gaan nou 'n bietjie stil staan en bietjie praat oor 7 stappe wat jy kan neem om net 'n bietjie of te werk aan om by emosionele genesing uit te kom. So nommer 1 is vertrou op die Heilige Gees. Julle, die Heilige Gees is ons counselor. Hy is die een wat die saggies in ons ore fluister en ons lei, ons moet net luister. Jy moet net ingestel wees en hoor wat hy vir jou sê. Hy sal jou vinnig oortuig wanneer jy verkeerd optree of wanneer jy in die wrong is. En partymal is ons so besig om te hardloop dat ons sy stem dooddruk dat ons nie eens hoor wat sê hy nie. En dis hoekom dit so belangrik is om te onderskei tussen gees en vlees. En ek wil nou nie die hele Galasiërs 5 lees nie, maar gaan lees gerus van vers 19 af. Want van 19 tot 21 dan praat hy van die vleeslike deel, maar ek wil nou by die geestelike deel uitkom. En ons ken dit almal, maar ek wil dit net weer vir ons deurlees. So Galasiërs 5 vers 22 tot 23 sê vir ons, but the fruit of the Holy Spirit, the work which he presented within accomplished is love, joy, en dan sê hy gladness. En terwyl ek hierdie goed lees, dink gou bietjie, wat 'n groot realiteit is dit in jou lewe? Beleef jy dit op die oomblik in jou lewe? Want as dit kom by burn-out en stres en bekommernisse en 'n oorlaading, gaan jy nie een van hierdie emosies voel nie. Kom ons luister dit net weer bietjie en ons besef net wat dit vir ons sê. So gaan jy liefde voel as jy ontsteld is? Nee. Gaan jy joy en gladness voel as jy moeg is? Nie noodwendig nie. Gaan daar peace wees as jy gestres is? Nee. Patience? Nee, want jy gaan ongeduldig wees en jy gaan geïrriteerd wees. Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, wat beteken meekness en humility, self-control, self-restraining, en om jouself te kan restrain, om te sê, nee, ek gaan nie nou nog 'n slap chocolates eet nie. Nee, ek gaan nie nou gaan en skree nie, ek gaan myself beheer. En dan sê hy, against such things there is no law. En dan is dit wat ons ook dan net weer besef, hierdie is natuurlik al die eienskappe wat Jesus ook vir ons kom demonstreer het. Jy kan nie enige van die in jou menslike kapasiteit voortbring wat genuineness is nie. Kyk, jy kan seker liefde, die wêreld het ook liefde, maar dis valse liefde. Die wêreld het ook vrede, maar dis valse vrede. Of kan ek sê, dit is nie 'n totale vrede nie, dis nie 'n totale joy nie, dis net tydelik. Die liefde in die wêreld is tydelik. Die kindness in die wêreld is tydelik. Hulle is tydelik kind met jou tot hulle selfsugtig, tot jy nou hulle iets van jou wil en dan is daar nie meer kindness nie, dan wil hulle net vat. En dit is so belangrik om dit te kan sien vir wat dit is. Jy gaan nie dit in jou natuur kan doen nie. Jy kan dit net doen wanneer jy totaal en al sy Heilige Gees. My natuur skree, ek wil justice hê. My natuur skree, ek is nou nie lus om hierdie mense te help nie. My natuur skree, ek wil nou voor hierdie ou injaag want hy ry soos 'n simpel ouie voor my. En dan kom jy en dan sê jy, nee my Here,
Ek moet intentioneel kindness kies. Ek moet intentioneel faithfulness kies. En dit is waar mens dan begin agterkom. Wat se emosies is dit wat jy regtig voel? Ons moet begin bewus raak. Wat is daar wat in ons beheer is en wat is buite ons beheer? En baie keer is daar emosies so groot, dit voel buite jou beheer. En dit is wanneer ons absoluut net die Here kan vra om ons vry te maak en dat ons kan deurbreek. Want wanneer jy dit nie gaan doen nie, gaan die volgende gebeur. En dis die tweede stap wat ons oor gaan praat en die tweede aspek wat ons moet onthou. Ons moet besef, nommer 2 is, ons moet besef, die vyand gebruik ongesonde emosies om jou in die gees teë te staan. So met ander woorde, elke liewe emosie wat jy glo, kan jy nie vertrou nie. Jy moet dit elkeen analiseer deur die waarheid van God se woord. En dan kom Efesiërs en hy verduidelik vir ons hierdie aspek so mooi en so duidelik. Hy sê in Efesiërs 4 vanaf vers 26 en 27, when angry, nou hoor nou die konsepie, when angry. So om kwaad te word is nie noodwendig die sonde nie. En dit is wat mense nie verstaan nie. En baie keer sê hulle nee, jy moenie kwaad gaan slaap nie, maar hoor nou mooi wat sê hierdie skrif, nee. Ek gaan dit nou vir julle in konteks lê, maar eerste punt wat ek hier wil maak is, ons gaan met tye die emosie woede voel. Daai is nie noodwendig verkeerd nie. Ons gaan met tye die emosie van vrees voel. Ons gaan met tye die emosie van angstigheid voel. Want ons is nog nie roborde nie, ons is mense. Maar dit is nou die volgende aspek wat ons moet verstaan. Ten spyte van jou gevoel, gaan jou karakter bepaal hoe jy gaan reageer. Mense wat geen filters het nie, wat geen resistance het nie, wat nog glad nie goddelike karakter gebou het nie, wat net volgens wat ons nou gelees het, cater according to their flesh, hulle gaan dadelik reageer. Hulle gaan dadelik oorgaan in woede en in wrath en woede uitbarstings en die gevolge van hulle emosie, of hulle gaan in vrees ingaan en begin wegkwyns en weghardloop en wat ook al. Die ding is, dit is wat jy met daai emosie doen. Nou gaan hy verder. When angry, okay, so die anger is nie die sonde nie, dan sê hy, do not sin. Wanneer jy terwyl jy kwaad is, moenie sondig nie. So watter deel is dan die sonde? Dit is die volgende deel wat hy gaan antwoord. Do not even let your wrath last until the sun goes down. Nou wrath is die reaksie van die anger. So julle hoor wat ek sê? Jy het woede, nou het jy 'n reaksie. Daar gaan met tye wees wat mens uitbarstings het. Maar dan sê die Bybel, moenie dat die son gaan sak nie. So voor die son gaan sak, gaan jy sê, jammer ek het geskree. Jammer ek het uitgevreek. Jammer ek was nie reg nie. Op hierdie stadium gaan ek nie verder oor hierdie ding kan argumenteer nie. Môreoggend gaan ons verder praat en as jy 'n bietjie meer wil weet van konflikhantering, ek verduidelik dit baie mooi in daai afdeling, kan jy gerus vra, dan kan ons daai vir jou aanstuur wat ek hierdie hele konsep verduidelik. Maar ek wil net aangaan met die hele aspek van hoe die duiwel hou vas plek kry oor ons emosies. En dan verduidelik hy dit verder en hierdie moet jy gaan onderstreep in jou Bybel, want dis geestelike oorlogvoering. En dis hoe jy die deure begin toeklap, laat die vyand nie meer jou emosies kan gebruik om die heeltyd te vuur te spoeg en te beledig en sleg te sê en te stuur en te stryf en oral waar jy is daar net altyd bekleierery en daar's nie vrede nie. Want hoekom? Want die duiwel het hou vasgekry. Nou hoor jy, hy sê leave no such room or foothold for the devil. Give no opportunity to him. So hoe kry die duiwel hou vas? Wanneer ons onbeheerste emosies het, wat ons nie gereguleer het nie, wat ons nie geïdentifiseer het nie, wat ons nie verantwoordelikheid oorgevat het nie, as ons nie gedagtes gevange neem nie, as ons dinge in ons hart net toe, iemand het iets nou teen jou gedoen, okay?
Nou ontstel dit jou. Die ontsteltenis is nie verkeerd nie. Jy moet 100% ontsteld wees wanneer iemand iets verkeerd doen. Mens noem dit godly anger. Daai is nie verkeerd nie. Maar hoe jy gaan reageer nou na dit. Nou wil jy daai persoon terugkry. Nou het jy onvergewensgesindheid teenoor daai persoon. Jy is offended met daai persoon. Daai is strongholds van die vyand. Hy's 'n slaandering en nou kom hy en hy begin mense sleg maak in jou gedagtes en hy wil jou oortuig hoe verkeerd is daai mense. En onthou, hy's in stealth mode. Jy sien hom nie. Jy weet nie eers is hy nie. Jy dink dis daai mense wat dit aan jou gedoen het, maar eintlik is dit die vyand wat wil kom steel, slag en verwoes. So hy gebruik ons pyn wat ons ervaar teen ons en dis hoekom dit belangrik is om jou emosies te reguleer. En een van daai boodskapies is baie keer, sien jy, die Here beskerm jou nie. Sien jy, die Here is nie getrou nie. Sien jy, hy is nie almagtig nie. Hy kom met al hierdie leuns. Maar die oomblik wanneer jy godly of goddelike insig begin kry en jy begin dinge te sien deur die leiding van die Heilige Gees wat ons gesê het, stap 1 is, dan kan jy te midde van die vrees opstaan en sê, Goliat, ek gaan jou verslaan. Jy kan te midde van die vrees sê, Here, ek weet nie hoe nie, maar U gaan die water oopkloof. Te midde van jou vrees gaan jy sê, Here, daar's 'n storm, ek weet nie wat gaan gebeur nie, maar U kan hierdie storm stil maak. En dan begin jy die waarheid van wie God is, bely eerder as die leuen van die vyand. So baie keer gebruik die duiwel ons gebroke emosionele seer in ons lewe om dinge te verdraai en dan begin hy strongholds te bou en dit is waarvan ek gepraat het, wat jy moet reguleer, wat jy moet leer om verantwoordelikheid oor te vat. Jy kan nie elke liewe keer wanneer daar iets gebeur in woede-uitbarstings uitbreek nie. Daar moet 'n plek en 'n tyd wees waar jy begin werk aan jou anger issues. Waar kom hierdie verskriklike woede vandaan? En 10-1 kom dit uit 'n kinderlewe uit waar jou emosies onderdruk was vir jare. Jy het nooit 'n sê gehad nie. Jy kon nooit sê hoe jy voel nie. Nou, omdat jy nog nie deur die seer gewerk het nie, om jy nog nie erkenning gegee het vir daai kind om te sê, hulle het jou ingedoen. Jy was abandoned. Dit was seer. En jy het deur die hele proses gegaan om jou ouers te vergewe of die mense wat dit aan jou gedoen het vergewe nie. Dan gaan jy vir altyd sukkel met hierdie anger issues. Want nou voel jy, ek het nou ewe skielik 'n stem gekry en ek gaan nou almal verstel hoe voel ek. En julle wat ons nou ook gelees het, ons moet altyd in gentleness, meekness en humility wandel. So gaan soek daai genesing en moenie met toelaat dat die duiwel offens is en onvergewensgesindheid en vrees en al hierdie benoudhede in jou lewe sit nie. Want baie keer is dit ook dat die vyand ons vashou omdat ons in vrees lewe. Omdat ons nie geleer het om totaal en al op God te vertrou nie. Want wanneer jy terugdeins as gevolg van vrees, het jy nog nie regtig ontdek wie God die Vader is nie, want soos Dawid dit vir ons so mooi verduidelik het, is hy na God toe gehardloop as hy in vrees was. Nie weggeduins nie, nie weggedraai en gesê, Here, U kan nie, U's nie daar nie. Hy het juis na hom toe gehardloop. Julle, en dit is wat ek van praat, van goddelike karakter, om altyd jou vrees na God toe te bring. En nie weg te dreef en te sê, luister, ek gaan nou maar self moet doen in my vlees nie, want Here is nie betroubaar nie. Nou die derde aspek is, ons het nou gepraat van vertrou op die Heilige Gees. Tweedens, moenie die vyand toelaat om jou emosies te lei en jou te oortuig dat dit die waarheid is nie. En derdens is dit jou wil moet bo jou emosies wees. Ek gaan dit nou in konteks verduidelik, maar met ander woorde, dit wat jy kies, jou keusese, jy kan actually heers oor jou emosies. Letterlik, wanneer jy kies. So alles wat jy doen, jou reaksies, is jou keuse.
Nou die groot ding is, ek moet ook die in konteks bring, is ons weet van die trauma response, fight, flies of freeze. Daai is partymal buite jou beheer en ek praat nou glad nie van as jy 'n trauma respons het nie. Ek praat net van jou doen en late en hoe jy jou emosies beheer. Want ek het op 'n ander stadium daaroor gepraat. Ek praat nou van jy het geen regulasie nie. Jy is net wie jy is en jy doen nie iets daaraan nie want jy dink nou maar net ek kan nou maar ongeskik wees of ek kan nou maar mislik wees. En ons het nooit 'n verskoning om ooit disrespekvol teenoor enige iemand te wees nie. Ons het nooit 'n verskoning om intentioneel mislik te wees nie. En veral ons wat kinders van die Here is, ons moet strewe om teen dit te veg. So kom ons lees weer in Lukas 10 vers 27. And he replied, dis nou Jesus, en hy sê, you must love the Lord your God with all your heart. En ons het al hieroor gepraat, maar kom ons gaan net gou weer. Ons vat net hierdie konsep vas, jou hele hart. Weereens, beskerm jou hart, wat jy gaan toelaat, want uit dit vloei die lewe, en uit dit vloei jou liefde of jou haat, uit dit vloei die vrug van die Gees. So, dien God met jou hele hart. Jy kan geen spasie in jou hart toelaat vir woede, onvergewensgesindheid of wrath, wat ons nou nog gelees het nie? Want dan gee jy toegang vir die duiwel in jou hart. Tweedens, with all your soul. Jou soul is dus jou verstand, dis jou wil en jou emosies. So jy plaas jou verstand, jou wil en jou emosies onder God en wat sy waarheid is. With all your strength, dis jou liggaamlike krag, dit wat jou vermoëns is. And with all your might, dit is jou intelligensie en jou verstand en hoe jy redeneer en hoe jy dink. In al 4 aspekte moet jy dit onder God se autoriteit plaas. So dan moet jy vir jouself vra, is ek besig om oor my emosies te heers met intentionele dissipline, of heers my emosies my net waar ek gaan? En dit is hoekom dit altyd so gevaarlik is, as jy met iemand werk wat nog oop wonde het in hulle lewe. En hoe weet jy dat jy nog oop wonde in jou lewe het? So as jy nou byvoorbeeld, jy het gaan, sê nou maar berg klim, nou het jy geval, en dit was baie gevaarlik. Ek weet die man het nou een of ander tyd weer 4M gestap, daar in die Drakensberge. Sê nou maar, jy het jou toon oopgestap, en jou hakke stikkend, en jou knie het jou oopgeval, en jy het teen die rotse geval, en jou arms is oop. Okay, nou het jy klomp wonde op jou lyf, nee? Nou vat iemand, nou druk hulle, intentioneel op daai seer, hoe gaan dit voel? Jy gaan spring van die pyn, moenie my voet raak nie, nee, moenie my arm raak nie, want as jy druk, as jy aan hy seer raak, dan is dit seer. Nou so is emosionele wonde. Wanneer jy nog nie genesing gekry het en jy het nog nie die waarheid, die leuen verplaas met die waarheid van God se woord nie, dan is jy soos iemand wat klomp stikkende wonde het. So mense moet tiptou om jou, mense moet so versigtig wees wat hulle vir jou sê, want elke liewe dingetjie laat jou ontplof en elke liewe dingetjie laat jou reageer. Daai is verseker nie wat die Here wil hê ons moet wees nie. Ons is veronderstel om verantwoordelikheid te vat oor ons emosies. Ons moet ons emosies beheer en leer om dit te reguleer. Baie keer hoor ek mense sê, weet jy wat? Ek is nou maar hoe ek is, mense moet my nou net aanvaar. Julle, as jy dit sê, gee jy jouself 100% weg. Want dan sê jy letterlik, ek is my eie mens en ek plaas nie my autoriteit onder God nie. Ek is in rebellie teen God se woord. Want dis die opposite wat die woord van die Here sê. Die woord van die Here sê, jy moet jouself neerlê. Jy moet sterf in jouself. Ja, jou hele familie sukkel met woede. Hoekom moet jy ook met woede sukkel? Jy het 'n keuse om los te breek. Want as jy nie oor jou emosies gaan reageer nie, sal dit jou God wees en jou realiteit. So if God is not your reality will become your God, julle, en dit is hoekom dit so broodnodig is, om intentioneel te sê, Here, ek gaan nie meer in rebellie, net sê, luister, ek is nou maar ongeskikte mens, ek sê nou maar net wat ek wil, want dis uiters prideful en eintlik baie arrogant. Ons moet in nederigheid wandel en altyd sê, Here,
Ek is nie bo enige iemand anders te nie. Ek dien mense in liefde want dis wat U van my verwag en dit is wat gehoorsaamheid is. Ons gaan net gou-gou weer 'n breek vat. En dan gaan ons verder praat oor die 7 stappe van hoe om by emosionele genesing uit te kom. Ek is nou weer terug. Julle, ons praat nou so lekker en ek hoop hierdie maak regtig vir jou sin en kry vir jou ook genesing, want weet julle wat, hierdie is die kern van Christendom. En hierdie is die kern van om regtig by genesing uit te kom en om in 'n vredevolle rus van die Here lewe te lewe. En dis ook 'n groot rede hoekom ons emosioneel uitgeput is. En ek wil dit regtig vir julle vanoggend net in konteks kom verduidelik. En ons almal moet deur hierdie goed werk. So ons het nou gepraat van die 7 stappe na emosionele genesing. Eerstens, vertrou dat die Heilige Gees genesing bring. Tweedens, besef dat die vyand jou negatiewe emosies wil gebruik om jou gevange te neem. Derdens, jou wil moet bo jou emosies wees, so jy moet jou emosies intentioneel beheer. Ons is nou by nommer 4 en nommer 4 is, neem jou gedagtes gevange tot gehoorsaamheid in God se woord en in Christus Jesus. Julle, die woord van die Here moet jou finale opinie wees. Dit moet jou finale autoriteit wees in jou lewe. Nie jou opinie nie en nie jou emosies nie. En dis hoekom dit so belangrik is om dit wat jy praat, moet in lyn wees met God se woord. En dis vir my partymal skokkend hoe Christene baie keer in compromise kan wees, want hulle doen en late is verseker nie, dan sê die woord duidelik, die is verkeerd, en dan justify hulle dit, want ons lewe nou in 'n moderne lewe, of wat ook al die konteks is, ons kan nooit God se woord verander, laat dit by ons inpas nie. Julle weet die Bybel sê, don't create any idols. Nou wanneer jy idol maak, jy kan letterlik ook godsdienst 'n idol maak, so jy skep 'n godsdienst wat by jou lewenstyl pas. En julle, dit is idolatry. Jy moet God se woord in sy totaliteit aanvaar as die finale autoriteit en te besef elke aspek van God se woord is die waarheid, né? So 2 Korintiërs 10 vers 4 tot 5 verduidelik vir ons so goed hierdie hele aspek van redenasies en hoe jou gedagtes is, en mense sal letterlik sonde reg redeneer, want as jy nie deur die Gees gaan vloei nie, gaan jou vlees jou enige ding oortuig. En weet julle wat, daar's tot 'n skrif wat die Here sê is, omdat die mense nie wou repent nie, het hy hulle oorgegee aan hulle eie doen en late. So hy het hulle gegee according to the idols of their hearts. En daai is skrikwekkend en mag dit nooit so wees in jou lewe nie. Dat jy nooit 'n idol in jou hart het, laat die Here nou sê, weet jy wat, volg jy nou maar jou idols. Ek wil altyd sê, Here, mag my hart U alleenlik dien, nie myself nie, nie mense nie. So 2 Korintiërs 10 vers 4 tot 5, julle, hierdie is die battlefield, hoor 'n bietjie wat sê hy. For the weapons of our warfare is not physical weapons of flesh and blood, but they are mighty before God for the overthrow and destruction of strongholds. Ons het nou gepraat van die vyand en sy strongholds. So hoe gaan jy die strongholds van die vyand afbreek? Deur redenasies en gedagtes. Dis letterlik woorde, dis letterlik matter, kan ek sê, wat in die liggaam wat jy nie kan sien nie, maar dis meer reël as die tafel voor jou. Dis meer reël as jou hand. Is matter, dis gedagtes, dis strongholds, en dit heers letterlik die wêreld. Dink bietjie daaroor. Dis mense se redenasies wat bepaal dat daar seker hulle oorloë is. Dis mense se redenasies wat veroorsaak is daar vrede, of is daar konflik, of is daar alles wat in die wêreld aangaan, gaan oor redenasies. En dis hoekom dit so belangrik is om goddelike instellings te hê, julle. In alles wat ons doen, en te sê, duiwel, jy sal nie weer 'n voet kan plaas in my huisie nie. En ek praat van jou gedagtehuisie, jy het 'n stad, jy moet 'n muur ombou en sê, jy gaan nie meer gedagtes in my hart plaas nie. Hoor wat sê hy verder. In as much as we refute, jy staan teen, arguments, theories, reasonings, and every
proud and lofty thing that sets itself up against the true knowledge of God. Julle elke prideful gedagte, elke ding wat sê ek kies, ek weet beter as God. Jy sny dit af in die naam van Jesus, want dit sal jou nooit vrymaak nie. Jy sal altyd oorweldig voel en uit beheer uit voel as jy nie die gaan doen in jou lewe nie. And we will lead every thought and purpose away captive into the obedience of Christ. So eintlik, soos ek nou nog gesê het, jou wil moet oor jou emosies heer, maar wanneer jou wil intentioneel onder God se autoriteit is, dit is wanneer jy dit eers kan doen. Want jy kan dit nie in jou eie krag doen nie. Ons moet elke mindset gevange neem en letterlik kies. Weet jy dat jy kan kies wat jy dink? Jy hoef nie net alles te dink nie. Het jy al agtergekom, baie keer is daar 'n situasie en dan begin jy te ponder daaroor. En jy dink oor hierdie persoon wat nou iets teen jou gesê het. En jy dink, jy nou, hoe onregverdig is dit wat hierdie persoon nou gedoen het? Nee, maar kyk wat doen hy nou eintlik en dan begin hy, nee? Dan hardloop hy weg, dan het jy 'n hele film al in jou gedagtes opgebou. En niks van dit het jy gevange geneem nie. Dit het net gebeur. En dit gebeur wanneer ons wil gaan slaap, net voor ons gaan slaap. Dan dink ons aan almal wat ons voor kwaad is en almal wat teen ons opgestaan het, as jy nog nie geleer het om jou gedagtes gevange te neem nie. En dan kan jy juis nie slaap nie en dan is jy die volgende oggend juis moeg. Maar nou begin jy selfregulering te leer. Daar kom 'n gedagte aan wat negatief is, wat intentioneel iemand wil slander in jou gedagtes, wat jou intentioneel wil ontstel. Wat doen jy? Jy sê letterlik, gedagte, in die naam van Jesus, daar gat jy. Ek weier om jou nou te dink, ek wil niks van jou weet nie, bye bye, ek wil nie nou dink nie. En dit is so maklik, soos dit. En weet julle, baie mense besef dit nie. Jy kan letterlik kies waaroor jy gaan dink. En jy gaan, en ons sal nou by die volgende ding doen, waarin jy juis moet dink, waarmee jy dit gaan verplaas. Maar kom ons lees bietjie in Hebreërs 4 vers 12. En die is die wapen met wat jy dit gaan fight. For the word that God speaks is alive and full of power, making it active, energizing and effective. Julle, dis wat ek nou nog gesê het, woorde is matter. Jy skep met woorde. Woorde skep mindsets. Mindsets skep belief system en belief system skep reality. So verstaan julle nou hoe dit werk in hierdie lewe. Dis hoekom 'n stryd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die mindsets wat ons gaan toelaat. En hoe sny ons dit af? Met die volgende. It is sharper than a two-edged sword. Nou twee kante, want aan die een kant is dit 'n skalpel wat elke vyand se leen uitsny en sê ek gaan nie meer hierdie goed toelaat in my lewe nie. Ek gaan dit uitsny in my lewe, gesonde grense in te stel en te sê Here, ek weier om die negatiewe goed van sy aanklagtes en sy leen sal nou bietjie daaroor praat. Ek gaan nou intentioneel die goeie skep in my lewe en die goeie ding. So dis die skalpel aan die een kant wat dit afsny, maar ook die swaard aan die ander kant wat die vyand teestaan. As ons ook praat van die wapenrusting, het jy die swaard wat die waarheid is. So dis die waarheid wat jy opstaan. So jy sny die waarheid uit, jy verplaas dit met die waarheid. En dis die tweesnydende swaard. Penetrating to the dividing line of breath of life. And that's your soul and your spirit and of joint and of marrow, of the deepest part of your nature. En dan sê dit verder dit. That exposing and sifting and analyzing and judging for very thought and purpose of the heart. Julle en hier bring dit weer terug na die doel van jou hart. Die waarheid van wat in jou hart aangaan. So God se woord expose die leuen. God se woord breek deur en dis hoekom jy nie hoef justice te soek nie. Dis hoekom ons nie hoef te worry as mense hoor ons lieg nie. Dis hoekom ons nie hoef te worry as mense hoor ons slander nie. Want wat het dit anyway? Dis hulle saak met die Here. Want die God se waarheid bring die waarheid. Want wanneer jy in God se waarheid wandel,
gaan jy nie meer mense slander nie. Gaan jy nie mense meer sleg sê nie. Want die waarheid is dan vir jou, Here, ek wil seën, ek wil beskerm, ek wil opbou. En dit is hoekom dit so belangrik is om te besef waarmee die vyand doenig is. En wanneer jy daai negatiewe emosies voel, dadelik begin bid en jy bid sommer hardop. En jy sê, Here, in die naam van Jesus neem ek nou hierdie emosie gevange. Here, in die naam van Jesus vat ek nou hierdie insecurity, hierdie gevoel van I don't belong, ek het nie waarde nie, ek is 'n victim, ek vat dit nou vas in die naam van Jesus. Here, ek is nie 'n victim nie, dis nie wat die woord sê nie, ek is die kop en ek's nie die stert nie. U sal vir my, u het vir my hoopvolle toekoms en jy moet proaktief die vyand teestaan, want die woord, wat het ons nou net gesê? Die woord is active and effective and it's full of power. God se woord in jou mond is wat die swaard is wat deurbreek. En dit breek elke stronghouse van die vyand. Julle, ek raak so opgewonde as ek oor hierdie goed praat, want dit is die lank en die kort van geestelike oorlogvoering. En ek kan nog vir ure daarby stil staan, maar kom ons gaan gou-gou na punt 5 toe. Raak ontslae dan van hy negatiewe emosies deur vergifnis en seën te spreek. Julle, die duiwel wil kom en hy wil ons convict. Hy wil ons laat skuldig voel. So daar's altyd false guilt and shame. Hy wil altyd, hy's die slanderer, hy's die accuser of the brethren. Hy wil die heeltyd vir jou vertel hoe verkeerd is jy en hy wil die heeltyd vir jou vertel, "Jesus, kyk wat doen daai een," en hy wil daai ene bespreek en hy wil slander en hy wil afbreek. En waar daar mense is wat ander mense intentioneel afbreek en slander, is dit nie die Heilige Gees nie. Dis 'n spirit of strife en dit kom uit die put van die hel. Maar die Heilige Gees, wat kom doen die Heilige Gees? Hy convict. Hy kom convince jou. Hy kom met 'n sagte stemmetjie en hy sê vir jou, daai's nie reg nie. Hierdie moet verander. Hoor hierso in Romeine 8 vers 1. Therefore, there is no more condemnation or guilt of wrong for those who are in Christ Jesus. Vir wie? Vir die wat in repentance werklik tot bekering gekom het in Christ Jesus, who lives and walk not after the dictate of the flesh, but after the dictate of the Spirit. Here, ons kan dit nie anders te sê nie. Hier verduidelik hulle dit vir ons so mooi. Ons moet in die teenoorgestelde gees opereer. Onthou daar buite is dit donker, onthou daar buite is dit nag. Julle, mense is meer selfsugtig as nog ooit tevore. They are lovers of themselves, they are utterly selfish and self-centered. Maar as gevolg van dit moet ons juist deurbreek met liefde en met die waarheid en te sê, Here, ek gaan nie soos hierdie wêreld wees nie. Ek gaan nie in onvergewensgesindheid wandel nie. Ek gaan in intentionele vergifnis wandel. As iemand iets teen my gedoen het, as jy moet aanspreek, ek sê nie ons moet dit net los nie, want dit is 'n algemene misverstand. Jy dink, nee, ek moet net vrede hou en net niks sê nie. Nee, daai is false peace. Dit is people pleasing. Nee, ons gaan verseker mense, hy sê show each other your wrongs. En ons moet gereeld dit teenoor mekaar confess. Jy moet jou wrongs teenoor mense confess, maar aan die ander kant sê hy ook, jy moet vir jou boetie wys as hy verkeerd, you that are spiritual, you must build up the rest, en hulle mentor, en van sê, nee, ons werk nie so nie, nee, daai is nie reg nie, kom ons doen dit reg, maar dis natuurlik hoe ons spreek die waarheid in liefde. Nou in Lukas 6 vers 27 tot 28 sê het vir ons, but I say to you who are listening now to me, in order to eat and make it practice to love your enemies. Treat well, do good. Hulle sê, wees lief vir jou enemies. Here, hoe doen ons daai? Ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. Those who detest you and pursue you with hatred, invoke blessing upon and pray for the happiness of those who curse you. Want weet julle wat? Want mense jou kus, wat het dit met my te doen? Dit gaan my nie affekteer nie. Dit gaan my net affekteer as ek terug begin kus. Die oomblik wanneer jy die opposite spirit wandel, dan breek jy daai kus. Die oomblik as jy in die gees wandel, dan daai kus geen hou vas oor jou lewe nie, want
Wat moet dit in ag, what business is it to you, soos Jesus sê, as iemand anders jou eintlik wil vervloek? Dis hulle wat moet rekenskap eendag voor die Here gee. Dis hulle wat eintlik net hulle eie karakter expose. Ons hoef nie hulle nog verder te slander en hulle af te breek en so nie, want dit is net hulle natuur, want hulle lewe volgens die vlees. Maar ons moet hulle bless en sê, "Oh shame, Here, hulle weet nie van beter nie, help hulle." Want jy het die goddelike wysheid gekry. Jy het die waarheid gekry. Ons gaan nie evil met evil terugfight nie. Ons fight dit terug met kindness. Want weet julle wat, daar's glad nie so 'n sterk krag en mag in hierdie wêreld soos liefde nie. So, en dan sê hy, invoke blessing upon and pray for the happiness of those who curse you. Pour God's blessing and favor upon those who abuse you, who revive, and wat jou sleg hanteer en misuse you. En baie keer is dit juist daar wanneer jy besef, jy gaan eers regtig by genesing uitkom, die dag, as jy die mense vergewe het wat jou te nagekom het. As jy die mense vergewe het wat jou abuse het en jou geslander het en agter jou rug praat, want weet julle wat, die ironie van die saak is, hoe meer geseënd jy gaan wees, hoe meer in vryheid jy gaan wandel, hoe beter grense jy gaan hê in die lewe, hoe kwaader gaan jy sekere mense maak, want hulle haat jou vryheid, hulle haat jou joy, want hulle het dit nie. Hulle het nie vrede nie, hulle het nie geluk nie, want hulle jaag mense en dinge en ander dinge na om hulle vol te maak, en nou het hulle nie, dan sien hulle juist gelukkig en dan is hulle kwaad vir jou. En dit is nou hulle toe doen, waar die Bybel sê is, ons moet mekaar bless, ons moet mekaar celebrate, ons moet juist bly wees wanneer dit goed gaan met iemand, maar nou wil jy daai persoon afbreek omdat dit goed gaan met hom. Nee, dis mos nou glad nie 'n mooi hart as mens so iets doen nie. En dit is presies daai wat mense hulle moet vryspreek. Maar dan wil ek in dieselfde asem gee. Om vir daai persoon te bid en om hulle vry te spreek en hulle te bless, beteken dit nie jy moet hulle jou beste pel maak nie. En dit is wat ons die onderskeid in goddelike wysheid moet ook verstaan. Ek meen, gaan lees uit Psalm 1. Gaan lees hom en dan gaan jy verstaan. Jy gaan nie in die kring van spotters sit nie. Jy gaan nie in die invloed sit tussen mense wat ongoddeloos is nie. Jy gaan hulle vryspreek, jy gaan dit let go. As jy hulle gaan sien, dan gaan jy met opregte hart hulle kan soen groet en sê, "Hallo my ek sou nie sê vriend nie, maar hallo, hoe gaan dit met jou?" En jy gaan saam met hulle kan celebrate en jy gaan saam met hulle bly wees. Want vir jou maak dit nie saak meer hoe hulle oor jou voel of hoe jy hulle hanteer nie. Jy hanteer hulle soos wat jy hanteer, want dis nie meer ons vlees nie. Dis die gees wat nou in ons wandel. Maar jy gaan verseker nie tussen toksiek mense sit en hulle jou beste vriende maak nie. Al wanneer daar weer reconciliasie kan wees in enige verhouding, as albei partye met opregte remors kom en opregte repentance en sê ek was verkeerd en daar's teachability en daar is ek het jou ingedoen en daar's erkenning, dan kan jy weer 'n verhouding wandel. Maar jy hoef nie met iemand 'n verhouding te wandel wat die hele tyd jou slander en jou sleg sê en jou wil beledig nie, en dit is waar mens die onderskeid moet hê. Julle, ons tyd hardloop nou so vinnig uit, maar ek wil net gou-gou die laaste 2 met julle deel voordat ons afsluit met die rus en vrede akroniem wat ek ook met julle wil deurwerk. So nommer 6 is, maak 'n daaglikse besluit om dankbaar te wees en intentioneel te kies om positief te wees ten spyte van jou omstandighede. Julle, dit is die toppunt, dis die kersie op die koek, as jy by geestelike volwassenheid uitkom en emosionele maturity. En dis 'n ding wat jy intentioneel moet oefen in jou lewe. Want gaan jy altyd lekker voel? Definitief nie. Gaan daar dae wees wat jy siek is en mislik voel en geïrriteerd is en frustreerd is? Gaan jy dae wees wat jy nie wil nie kan nie gaan nie? Verseker, want ons is nog op hierdie aarde, ons is nog nie geglorified nie, maar ten spyte van dit wat ons voel, mag ons dankbaarheid kies. Mag ons die kleed van dankbaarheid aantrek ten spyte van dit wat ons voel.
en intentioneel ons fokus skuif. En dit is die geheim van om gedagtes gevange te neem. So jy sny met daai skalpel die negatiewe af en jy kies intentioneel. Jy moet eintlik half rebels wees teen negatiewe gedagtes. Jy moet letterlik sê, "Ekskuus, nee, ek het nie tyd vir jou nie. Ek het nie tyd om te dink aan ek wil nou mislik wees nie. Ek het nie tyd nou om te dink van ek wil nou kwaad wees nie. Here, ek gaan lag as ander skree en ontsteld raak. Ek gaan rustig raak as almal opgewerk raak. Ek gaan in die teenoorgestelde gees optree, want ek het resilience geleer. Ek het geleer om my emosies te beheer, ten spyte van of ek nou goed voel of nie. En in Jesaja 61 vers 3 praat daarvan, en hy sê, to grant joy for those who mourn in Zion, to give them an ornament of beauty instead of ashes, a oil of joy instead of mourning, a garment of praise instead of heavy burden and a failed spirit, that they may be called oaks of righteousness, lofty, strong, magnificent. En dit is wat jy gaan wees as jy begin opstaan in jou goddelike karakter ten spyte van die sleg wat om jou gebeur. Dis hoekom hulle in Petrus kon sing, Petrus en Silas kon sing in die tronk ten spyte van hulle slegte omstandighede. As jy so emosioneel oorweldig voel, sit jou worship musiek aan. Begin die Here te loof en prys, want dit gaan dadelik jou fokus skuif. Dan vang jy jou gedagtes gevange en sê, emosies, ek gaan nou rustig raak, ek kies nou, en dis hoekom Dawid gaan sing het. Dawid het dit vir ons so mooi demonstreer. En die laaste punt is, bou gesonde, goddelike, geesvervulde verhoudings. Julle, ek kan nie dit genoeg beklemtoon, hoe belangrik is goddelike inspraak in mense lewe nie, opregte liefde, mense wat jou kan affirm en jou gees kan ophou. So dis hoekom dit so belangrik is ook om by mense uit te kom, en ek het ook daaroor gepraat al, so ek gaan nie lank hieroor stil staan nie, in jou binnekring, want dit het 'n direkte impak in jou emosies. Dit bou jou emosies, dit maak dit sterker, want dit gee daai sense of belonging, sense of value, wanneer jy in 'n goddelike gemeenskap wandel. As jy intentioneel die toxic mense uitsny, nee, ek sê nie gaan hulle haat nie, ek sê nie jy gaan verbitter wees met hulle nie, jy gaan hulle vergewe, jy gaan hulle nog kan groet. As jy hulle sien, dan gaan jy nie eers meer emosies hê nie, want jou emosies het genesing gekry, en jy gaan opreg vir hulle kan sê, ek het jou lief in Jesus, maar jy gaan nie noodwendig meer my tyd en my energie kan steel nie, want nou bou ek tyd met opbouende, mense wat bemoedig, mense wat in die woord is, mense wat wil lewe spreek, nie meer mense wat wil skinder afbreek en verkleineer nie. En daai is verskriklik belangrik, want dis baie keer hoekom mens dan ook in emosioneel so oorweldig voel, is want jy is die heeltyd tussen toxic afbreekende mense. Ek het nog so baie om met julle te bespreek oor emosies, maar ek dink dit is nou eers vir vandag. So, ons gaan net gou-gou 'n breek vat, en dan gaan ons verder praat oor die akroniem van vrede en rus, wat ek elke week net vir julle so stukkie uiteensit, vir as dit kom om weer deur burn-out te werk, om by vrede en rus uit te kom. En dan gaan ons 'n bietjie praat oor die volgende letter van vrede en rus. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ek wil nou weer net 'n bietjie stil staan, en dit is by die afdeling wat ek net weer elke week, dan vertel ek mos vir julle 'n spesifieke afdeling om na te kyk as dit kom by uitbranding, en hoe jy dit kan teewerk, en die verskillende elemente wat belangrik is om by vrede en rus uit te kom. So ons het die V staan vir verandering en vereenvoudig. Die R was die rede. Dis waar jy moet gaan stil sit en sê, okay, maar wat is daar in my lewe, en die elemente wat ons nou die afgelope paar weke oor gepraat het. People pleasing, is ek hardkoppig? Wat is dit in my lewe? Hoekom het ek die vrede en rus nie? Is ek dalk 'n controller? Al die klas van dinge, nê? En dit is 'n konstante proses wat mens die hele tyd jou hart moet gaan ondersoek. Hoekom doen ek wat ek doen? Wat is die motief van my hart? Wat is dit wat ek 'n aandeel het dat ek nie dat ek burn-out het?
Dan het ons gepraat van ek-tyd, jy moet intentioneel tye kry waar jy recharge. Die D was natuurlik dankbaarheid, wat ons konstant oor praat, hoe belangrike konsep dit is. Dan het ons gepraat oor eetgewoontes, die ander E was exercise, en toe het ek laasweek gepraat oor en wat neem aanvullers is, en nou gaan ons 'n bietjie praat vir R, die eerste letter vir rus, en dit staan letterlik vir rus en slaap. Kyk, as jy kom by moegheid, nie, is dit seker een van die dinge waar veral die vyand van jou wil kom steel, slag en verwoes. En dit kom ook by slaap in, nie? Hy wil letterlik keer dat jy goeie slaap in kry. En ek gaan net so 'n paar navorsing met julle deel van wat navorsing al gewys het as dit kom by slaap, die verskillende fases wanneer jy slaap, wat is belangrik en ook laat mense net 'n beter verstandhouding het oor hoekom moet ek slaap, wat is genoeg slaap en die hele aspek van slaap. Kyk, hierdie is ook 'n verskriklike breedvoerige onderwerp, maar ek probeer dit nou so kort en kragtig as moontlik hou. Kom ons lees bietjie Psalm 127 vers 2. En hy sê, "It is vain for you to rise up early, to take rest late, to eat the bread of anxious toil." For he give blessing to his beloved in its sleep. Julle, hier sê dit klaar vir ons, luister, jy moet genoeg rus inkry. En ook terwyl jy slaap, gee die Here vir jou rus. En hier kan ons klaar dink, en wat ons nou oor gepraat het van die gedagtes en emosies, as jou emosies haywire is, as daar geen kontrole is in jou emosies nie, as daar geen kontrole is oor jou mindsets nie, gaan jy nie goed slaap nie. Want jy gaan top in die aand, jy gaan rondrol, jy gaan al hierdie gedagtes hê, jy gaan oorweldig voel, en ons gaan nou verstaan die koneksies tussen gedagtes, slaap en emosies. Want dit is letterlik waar jou boublokkies gebou word terwyl jy slaap. Dis my so amazing hoe die Bybel partymal vir ons die science verduidelik van agter hoe 'n mens eintlik werk. So, ons moet ook gaan identifiseer as dit kom by rus en slaap, wat se onnodige stres is daar in my lewe. En ons gaan dit later 'n bietjie meer beskryf, maar dit is so belangrik om onnodige stres uit te sny in mense lewe. En ek kan nou nie lank hier by stil staan nie, maar dit is hier waar jy moet declutter, waar jy deur gesonde emosionele regulering moet gaan. Die hele aspek van letting go, waar jy jou lewe moet simplify. Ons maak dit partymal so complicated omdat ons alles wil beheer, maar hierso is dit ook waar jy gesonde grense begin stel en dan begin al die res in plek val. Julle, dit is absoluut die antwoord. Is decluttering, letting go, gesonde grense, simplifying your life. Dis so maklik soos dit. Maar baie van die kom ons nie by uit nie. Hoekom? Want ons is hardkoppig, controllers, en ons dink ons weet beter. Nou Psalm 4 vers 8 sê vir ons, "In peace I will both lay down and sleep, for you, Lord, alone make me dwell in safety and confident trust." En dis hoekom Dawid dit kan regkry. Dis hoekom hy goeie slaap kan inkry. Want hy stres nie, hy worry nie oor môre nie. Ja, daar gaan vyande wees, daar was die hele tyd iemand wat hom wou doodmaak. Hy het letterlik 'n reus verslaan, 'n leeu en 'n beer. Ek meen, het jy al 'n beer verslaan? Het jy al 'n reus doodgemaak? En hier sê hierdie man, okay, dis nou seker nou toe hy nou ouer is, maar nog steeds, hy het hierdie konsep gesien. You alone can save me. Jy kan nie jouself red nie. Jou doen en late, dis presies wat hierdie ander Psalm sê. Wat help dit jy toil en jy werk en jy's angstig en jy's 'n Martha, soos ons laasweek gepraat het, en jy kry geen rus nie. So jy's die oorsaak van jou eie uitbranding, want jy wil 120 km/h hardloop sonder om ordentlike rus uit te kry. Dan is dit absoluut jou eie oordeel wat veroorsaak dat jy nie by rus uitkom nie. So gepraat van rus, wanneer jy burn-out het, is goeie kwaliteit slaap
uiters belangrik vir die rebooting proses in die herstel van jou liggaam. Dis 101 vir die herstel as dit kom by uitbrating. Kyk, slaap alleen gaan nie net dit doen nie, dis hoekom ek gepraat het oor die aanvullers, die emosies, al die ander aspekte, maar as jy al die ander goed doen, maar jy kry nie ten minste 7 ure, maar ideaal 8 ure slaap, as jy minder as dit per dag inkry, gaan jy nie by herstel uitkom nie. Jy gaan net nie. Jy gaan 'n punt en 'n plek in plek moet sit om beter slaap te kry, en dit is ook selfdissipline. Nou kry jy mense, en ek was ook een van hulle, wat gesê het ek is 'n naguil. Dan gaan slaap hulle eers 11 uur, 12 uur. Ek gaan nou vir julle die navorsing wys en vir julle vertel hoekom dit belangrik is om voor 10 al in die bed te wees. Maak nie saak hoe. As jy nou jonk is en jy seker nie kinders nie, dan kan jy nou maklik seker nou maar tot 11 uur gaan wakker bly en dalk weer 6 uur opstaan en dit dalk maak. Maar onthou, as jy 11 uur gaan slaap, gaan jy nie dadelik aan die slaap raak nie. Dit vat 'n rukkie. So, dis waar mens wysheid nodig het, mense. En jy kan nie vir altyd burning the midnight oil nie. Want as jy ouer is, gaan jy begin die gevolge daarvan sien. Jy kan letterlik nie gewig verloor as jy nie genoeg slaap in kry nie. Jy kan letterlik hartsiektes kry en allerhande ander siektes. En ek het nou nie daai navorsing hier by my nie. Maar dit is net 'n logika. Daar is regtig sekere goed wat verband hou met min slaap en hoe dit nie goed is vir jou gesondheid nie. En dan praat ek met mammas wat babietjies het. O, julle, dit is moeilik. Ek verstaan. Daai is ook net 'n seisoen in jou lewe. En ek wil sê, mamma, as jy miskien daar is en jy het 'n klein babietjie en jy het nou vir 5 dae nog nie goeie slaap ingekry het nie, bid ek vir God se genade vir jou oor jou lewe. En dis baie keer ook waar mens hulp nodig het, en net bietjie iemand wat jou kan help, dat jy as mamma net bietjie rus inkry. Maar ek weet dit is moeilik, en almal sê dit vir 'n mens, maar kan ek dit net weer sê, as die baba slaap na die eerste voeding, gaan slaap. Die huis kan maar die mekaar wees, jy hoef nie al jou tande te geborsel nie, jy hoef nie jou, dis waar jy moet aanpas, vereenvoudig. Ek hoef nou maar nie, dit alles gaan nie wees soos wat dit altyd is nie. Mens moet aanpassings maak, maar probeer soveel as moontlik rus. Nou, as dit kom by slaap en rus, hierdie gaan die grootste uitdaging wees as jy, so ek nou nog gesê het, 'n controllertjie is of iemand is wat altyd in beheer wil wees, want skuldgevoelens gaan vir jou dryf. Want onthou, wanneer jy 'n hypercontroller is jy altyd busy. Jy's 'n Martha. Jy skarrel. Jy moet dit doen. Jy moet doen, want soos jy doen, gee dit vir jou 'n sense of belonging, en ek is alright, en ek is oulik, en ek kan dit doen, omdat ons baie keer ons doen en late ons identiteit vorm, wat ook nie noodwendig altyd goed is nie. So hierdie gaan vir jou verskriklik moeilik wees, want jy gaan die heeltyd sleg voel, en dit was nogal vir my ook 'n uitdaging om in die middel van die dag nou te sê ek gaan slaap, want ek kan nie in die dag slaap nie. Dit was vir my regtig moeilik om te dink, ek moet nou in die dag slaap. Nee, ek het 'n doen-lysie, ek moet nou die en ek moet nou daai doen, en toe ek vir die eerste keer daai ding snap van, dis okay, jy kan maar bietjie gaan rus, en as ons praat van rus, net 20 minute, jy hoef nie vir 2 ure te slaap en wat ook al nie, maar as jy nou soos adrenal fatigue het, dan gaan jy tot 1 uur of 1 uur en 'n half wil slaap, wat dalk goed is, so jy moet soveel as moontlik slaap probeer inkry, om jou liggaam te reboot en te laat rus. En soms is dit net nodig net om te lê. Jy hoef letterlik nie aan die slaap te raak nie. Jy sit worship musiek aan, jy kan letterlik die woord van die Here oorgee. Daar's sulke blessings wat jy kan luister, wat jy letterlik musiek, en dan jy hierdie woorde wat hulle oor jou spreek. Fantasties, want dit voed sommer tot jou gees ook. So hier gaan people pleasing jou regtig bietjie ruk, en waar jy intentioneel weer eens, soos wat ons gepraat het van die redes, hoekom kan ek nie rus nie? Hoekom kan ek nie net gaan slaap nie? Want ek voel skuldig. Ek voel mense gaan dink ek is lui. Ek gaan voel, dan is dit hier soos, laat hulle nou maar dink jy's lui. Dit het actually niks met jou te doen nie. Jy's verantwoordelik vir jou gesondheid. Nie wat ander mense dink van wat jy doen met jou lewe nie. En dit is presies hierso wat ons dan moet onderskei. Ek praat ook nie van dat mens in luiheid
net gaan slaap nie. Ek praat regtig van hier's van jy's 'n workaholic. Jy's oor ys, jy's uitgebrand. Jy moet by rus uitkom. So kom ons praat 'n bietjie oor paar feite van slaap en van as mens praat oor uitbranding ook. Hulle sê wanneer jy veral adrenal fatigue het, is jou suurstofvlakke baie laag. Dit beteken dat jy dan baie moeiliker dan jou suurstof, jy haal nie so diep asem nie. En ek het dit ook baie keer agtergekom, daai tyd ook adrenal fatigue gehad het. Dit voel letterlik met tyd of jy so moet asemhaal, voel dit of jy half nie asem het nie. En dis ook betuimel dat dit voel dat jy half 'n dif kop het. Die ander ding wat ek ook al genoem het van adrenal fatigue is deur die dag is jy doodmoeg. Jy kan omtrent nie jou oë oop maak nie. En dan teen 5 uur dan sit of jy 'n tweede asem kry, soos babietjies betuimel in die aand. En dan sit letterlik of jy insomnia het en dan is dit of jy half nie kan afskakel nie, want dis nou soos dokter Stefan Skuman ook verduidelik het, daai kortisol vlakke wat totaal en al haywire is en dan sukkel jou liggaam om af te skaal. Dan sal mens partymal so iets soos 'n slaappilletjie of ietsie drink en soos ek ook al gesê het, is nie noodwendig verkeerd om met tye dit te drink nie, maar mens moet dit nie ook as 'n permanente oplossing gebruik nie. Ek het laasweek 'n bietjie paar tips gegee van ander meer natuurlike opsies wat daar wel is, maar dan drink ons hierdie slaappille en wat gebeur as jy slaappil drink is? Hulle het al letterlik gewys dat jy dan juis nie diep genoeg asemhaal nie. So jou brein kry nie genoeg suurstof nie, so jy suffocate eintlik. En dit is hoekom as jy opstaan na sekere slaappille, dan voel jy so foggy, dan voel dit vir my, ek kan omtrent nie dink nie. Jou brein voel so bietjie dif. Dis omdat jy nie genoeg suurstof in kry nie. En dis hoekom dit so goed is voor jy gaan slaap om letterlik asem te haal, as jy kan vir 10 minute. En wat ek baie keer gedoen het, is weer eens, ek het 'n worship liedjie aangeset, of ek het so 'n blessing gehad wat ek geluister het van so 10 minute aan mekaar, en jy kry regtig die oulikste goed deesdae. En asseblief, geestelike woord, nie ander meditasie nie, geestelike op God se woord meditasie, en jy haal asem in, en jy haal God se woord, en jy sê, Here, ek asem dit nou in my longe, en ek laat elke negatiewe gedagte, elke anxious thought blaas ek nou uit, nee, so diep asemhaal. En dis ook so belangrik om daai diep slaap in te gaan so vroeg as moontlik. En ek gaan nou julle al die stages verduidelik, maar kort en lank die eerste stage is waar jou diep slaap is. En dis ook waar die epithalamien afgeskei word. En epithalamien is een van die belangrikste hormone wat help met jou funksies en veral breinfunksies, nê? En dis hoekom kinders partymal so sukkel op skool, want wanneer gaan slaap hulle? 12 uur die aand. Dan word die epithalamus nie afgeskei noodwendig so effektief soos wat dit moet afgeskei word nie. So dit word in jou eerste deel van jou slaap afgeskei. So ons gaan nou daai hanteer. En dit help ook teen veroudering, dit help teen Alzheimer, al hierdie tipe van dinge. So dis hoekom dit belangrik is om op sekere tyd, om jou circadian rhythm reg te kry, sekere tyd bed toe te gaan. En daai gewoonte, laat jy elke dag jou liggaam, dis soos met 'n babietjie ook, as ons praat van sleep training, jy leer jou babietjie, ons gaan nou slaap, jy moet nou afskaal, nou gaan ons rustiger raak, en dan weet hy moet begin, ons gaan nou bed toe, nê? So, die beste tyd is om 10:15 in die bed te klim. Dat jy jou liggaam, wanneer hy bietjie meer sleepy is, en natuurlik, ek gaan nou ook vertel van die res van dit, natuurlik is dit ook belangrik dan om sekere aspekte in plek te sit, want dan, as jy 10:15 in die bed klim, gee jy jou net 'n rukkie, net om af te skaal, sodat jy so by 10 uur se kant aan die slaap kan raak. As jy 'n bietjie vroeër wil in die bed klim, fantasties, maar nie verkieslik later nie. En nou gaan ek vir julle verduidelik hoekom, want dis te doen met jou circadian rhythm. Julle, toe ek hierdie goed beginne besef, toe maak dit vir my so sin, want ek het gemiddeld 10:30, 11 uur gaan slaap, en dis hoekom ek altyd moeg opgestaan het,
Want jou beste slaap en jou diep slaap, slaap jy, soos ek gesê het, die eerste deel van die aand, en dit gebeur letterlik tydgewys, tussen 10 en 12. So as jy na 12, hoe amazing is dit? Hoe het die Here dit bepaal? Dis letterlik in tyd. As jy na 12 gaan slaap, gaan jy nie noodwendig hierdie diep slaap so diep kan slaap nie. En julle wat horlosies het, wat julle slaapstages kan meet, dit is fantasties, want ek gaan nou mooi vir julle verduidelik wat se slaapstage doen wat en hoekom is dit belangrik. Die volgende ding wat ons ook moet besef is die kamer moet so donker as moontlik wees. Probeer soveel as moontlik lig uitblok. As jy die blokkers kan kry, ons het vir ons blokkers opgesit in ons kamer, dit werk fantasties. Liggies wat blink, maak dit toe en die kamer moenie te warm wees nie. Dit moet eerder koeler wees met 'n warmer kombers, dan het hulle dit ook al bewys dat mens dan makliker slaap. Mens moet probeer ook om geen blou skerm soos tegnologie na 8 in die aande mee blootgestel te wees nie. TV is okayig, maar verkieslik nie na 9 met TV te kyk nie, omdat dit jou brein moet help om af te skaal en ook meer die natuurlike melatonien af te skei, laat jy beter kan slaap. Dan stimulante. Weet julle, mens besef dit nie, maar baie mense, ek kan nie slaap nie, maar dan gaan drink hulle agter die aand koffie. Sekere mense, moet ek sê, kan dit letterlik doen, en dis letterlik weer te doen met jou DNA, maar sekere mense is sensitief vir kafeïne. En onthou, daar's nie net kafeïne in koffie nie, daar's kafeïne in Coke, daar's kafeïne in energy drinks nou natuurlik. So, kyk wat jy drink. Ek kan nie na 4 koffie drink nie. So, dit is nou hoeveel ure? Dis 5 ure voor ek gaan slaap. As ek na 4 nou gaan drink 5 uur koffie, daai aand kan ek maar vergeet, dan rol ek rond, en dan is dit of ek net nie aan die slaap kan raak nie. So hulle het nou bewys dat as jy byvoorbeeld 2 ure tussen 2 ure wakker is, nê? Tussen 10 en 4. Dis nou navorsing wat hulle bewys het, nê? Vir 2 nagte in 25 dae in die jaar. Okay, so jy's vir 2 ure wakker tussen daai 10 en 4, nê? In die aande, en jy's 2 nagte in 25 dae. So binne 25 dae, net vir 2 nagte en in 'n jaar. Dan sê hulle, dan is die kans vir 'n circadian wanbalans soveel groter. Hulle het letterlik bewys dat dit dan sekere goed 'n invloed in jou lewe kan hê, soos mental health, kardioprobleme, metabolistiese probleme wat ek ook nou genoem het, van jy sukkel om gewig te verloor, onvrugbaarheid en kanker kan dit tot bevorder. En dit is nie ek nie, dis navorsing wat dit gewys het, nie? Okay, so terwyl jy slaap, en dit is wat ek by wil uitkom, is die hormone wat afgeskei word terwyl jy slaap in jou penale klier. Is daar 4 hormone. Ek het al die enetjie genoem, ek gaan net gou-gou 'n paar van die ander noem. En onthou ook toe ons gepraat het van die oefening laasweek, of was dit nou laasweek, toe ons gepraat het van oefening, of die week voor dit, van daar sekere, hulle noem dit die happy hormones wat afgeskei word wanneer jy geoefen het, en terwyl jy slaap, dan is daar 'n koneksie dat jy beter kan slaap. Maar die ander is melatonien. So melatonien help dat jy meer verfris voel en herstel. Dan het jy jou serotonien, wat ook help, soos ons weet, vir ons moods en al daai tipe van goed. Dan is daar 'n natuurlike painkiller, en dis nou juis hy wat ons van gepraat het, wat jy kry wanneer jy geoefen het, dan aktiveer hy dit, en dan kan jy dieper slaap, en as jou arginine, oxytocin, wat hulle sê is daai natural painkiller. En dan het ons ook nog ons epithalamine, wat ons van gepraat het, wat jou help met jou leerprosesse. So dit is net 'n paar van die hormone wat afskei met dit. So kom ons praat gou-gou oor die verskillende fases as mens praat van slaap. So die een fases is jou REM, of jou REM, wat jou rapid eye movement is, né? Nou dit is, of dit is jou non-rapid eye movement. Ons gaan nou van die REM, van die rapid. Die non-rapid eye movement is waar hulle sê, dit is jou ligte en jou diep slaap, bestaan uit dit, né? Dit is jou eerste, so jy begin eers in 'n ligte slaap natuurlik,
En dan kan jy ook maklik wakker word. So jy ligte slaap is daai wat jy nog met geleide jy slaap en dan nie skrik jy wakker van die hond blaf, dis dan is jy's nog in ligte slaap. En dit verbeter gewoonlik, hulle sê daai aspek van jou slaap is waar jou mental en jou fisiese rus nodig is. So dit herstel jou mental, soos jou verstandelike rus en jou fisiese rus. Dan kry jy jou diep slaap. Dit is gemiddeld soos 'n uur. As jy 'n uur diep geslaap het 'n aand, is dit baie goed. Jy sal bitter min kry dat dit 'n uur en 'n half is. Is gewoonlik net so 'n uur. En soos ek gesê, dit gebeur tussen 10 en 12. En dit is wanneer jy baie diep slaap is. Dis wanneer mense, hulle skud jou trend wakker is of jy nie wakker kan word nie. En as jy in 'n regtig lank genoeg in jou diep slaap is, dis wanneer jy opstaan en jy voel regtig verfris en herstel. So waarvoor help dit? Dit help vir fisiese herstel. Dit help ook dat jy kan leer en dit is wat ons gepraat van die epithalamien en jou memory en dit bou ook jou immuunstelsel. So letterlik jou slaap het 'n invloed van hoe siek of hoe gesond jy gaan wees. So al die inligting van jou dag word dan gestoor in jou korteks, so dit gaan wat deur die dag gebeur het, dit prosesseer en hulle noem dit die skoonmaakproses of hulle noem dit die glimfatiese stelsel. Glimfatiese stelsel is dit waar jou gedagtes bietjie skoonmaak en dit is ook die proses en hoor hoe mooi is dit, nê? Dit is waar negatiewe emosies dan half deurgewerk word. So, jy kan dan net deur dit op 'n gesonde manier werk, wanneer jy vergewe het. So, wanneer jy in vergifnis gewandel het, letterlik terwyl jy slaap, dan was dit al daai emosies skoon. Het jy dit ook al ervaar? Wanneer jy en jou man byvoorbeeld beklei het, net so voor bedtyd, en jy is al te emosioneel en jy is opgewerk, en as jy ook daai afdeling geluister het waar ek gepraat het oor konflikhantering, dan is jy so moeg, jy kan amper nie eens meer redeneer nie. Dan gaan slaap jy en dan die volgende oggend dan voel jy verfris en dan sommer jammer en dan is jy sommer lief vir mekaar. Dis wat gebeur. Die Here doen dit. Dit is wat hulle praat van 'n Psalm, van hy gee vir sy geliefde terwyl hy slaap, want hy maak daai skoon wanneer jy in vergifnis wandel. So as jy nie genoeg slaap ingekry het nie, gaan dit ook nie vir jou, gaan jy ook nie al hierdie memories kan stoor nie, want dit is letterlik belangrik dat jy na diep slaap inkom, dat dit na die regte files toe gaan, en dit is letterlik julle, wanneer 'n mens begin memory loss kry, is wanneer jy nie daai funksies meer kan reguleer nie, want die circadian rhythm is uit, daar is nie genoeg diep slaap nie, so die skoonmaakproses word versteur. Daar's hierdie fliek Inside Out, wat dit so mooi verduidelik van al die emosies en van die memories en al die klas van dinge. Dit was nogal vir my oulike uiteensetting van dit. Okay, net om af te sluit, kom ons praat van die rapid eye movement. Dit is nou die langer deel van die aand. En gewoonlik is jy langer in jou rapid eye movement. Dis ook waar jy droom. So droom gebeur dan, en dit is hoekom die oë beweeg, want dis letterlik of jou brein half lewendig is. En dit is ook, soos ek sê, 'n langer deel van jou slaap. Dit is maklik, so by 4 tot 5 ure van die aand, sal jy baie keer in rapid eye movement wees, en dit gebeur gewoonlik die tweede deel van die aand. So gewoonlik na 12 uur, kan natuurlik voor dit ook gebeur, maar tussen 12 en 6 of 5, wanneer jy slaap, in daai tye gebeur dit. Dit speel ook 'n verskriklike belangrike rol met jou memory, hoe jy leer en natuurlik jou moods. En dit is dan hierso waar die filing system dan gestoor is. So die eerste deel van jou diepslaap is die skoonmaakproses, en dan die tweede deel is waar dit dan gestoor word in jou langtermyn, en wat jou brein dan vir jou sê, dis belangrik en dis onbelangrik, en dis letterlik waar hy dit stoor. Ons gaan net so vinnige breek vat. Ons het baie gesels vandag, en dan gaan ek net so kort opsomming vir julle deurgee oor alles wat ons vandag oor gesels het. Ons is nou weer terug. Julle, dit was so lekker om vanoggend weer 'n paar dinge met julle te bespreek, en veral die waarheid van God se woord as dit kom by ons emosies. So kom ons praat net vinnig oor 10
aspekte wat ons oor vandag gepraat het, net om alles bymekaar te bring. So eerstens, die duiwel wil jou gevang hou en keer dat jy by gesonde emosies uit te kom, deur emosies te onderdruk of net uitbarstings te hê. Ons moet by 'n plek van genesing uitkom, waar ons gesond ons emosies kan deurwerk en dit ook deurgee. Tweedens, net omdat jy iets voel, sê nie dat dit die waarheid is nie. Lewe altyd met goddelike onderskeiding en insig. Nommer 3, vertrou die Heilige Gees vir genesing en om die leuen te identifiseer en dit te verplaas met God se waarheid. Nommer 4, besef dat die duiwel toegang het tot ons negatiewe emosies wat ons nog nie onder God se autoriteit geplaas het nie. En so kry partymal 'n houvas. Ons moet hom teestaan met God se Gees. Nommer 5. Jy kan nie toelaat dat jou emosies jou lei en jou beheer nie. Daar is niks so pynvol soos iemand wat deur hulle emosies beheer word nie. As jou emosies bepaal hoe jy gaan voel, gaan jy konstant in pyn wees en frustreerd wees. Nommer 6. Ons moet beheer vat oor dit wat ons dink en elke gedagte gevange neem tot die waarheid van God se woord. Nommer 7. Raak ons slaaf van negatiewe gevoelens deur vergifnis en vryspraak en mense in intentionele liefde te hanteer. Nommer 8. Kies dankbaarheid in alles wat jy doen. Dit skuif jou fokus. Nommer 9. Kom by goddelike verhoudings uit, mense wat een in gees is, wat opbouend is en wat jou nader lei aan wie God wil hê jy moet wees. Nommer 10. Jou slaap is uiters belangrik as dit kom by gesonde leefstyl. Jy moet intentionele, goeie slaaproetine bou, dit kom nie van self nie. So julle, hoewel God vir ons emosies gegee het, is dit ons verantwoordelikheid om daaraan te werk, sodat ons emosioneel, geestelik en verstandelik volwasse kan wees. Ons kan nie net 'n verskonings maak vir ons swak gedrag en net sê, weet jy wat, dit is nou maar hoe ek is, julle moet my nou maar net so aanvaar nie. Dit is nie net uiters afsigtig nie, maar teenstrydig met God se woord. Ons is veronderstel om konstant onsself te ondersoek en aan te pas volgens die woord van God se woord. Met ander woorde, die vrug van die Gees moet uit ons uitvloei en nie ons eie vleeslike begeertes nie. Soos jy bereid is om jouself neer te lê, aan jouself te werk, 'n genesing te kry, so verander jy en word jy gesond en word daar ook gesonde verhoudings gebou. Volgende week gaan ons 'n bietjie weer terugkom by die hart en wat die motief is van die hart en om 'n skoon hart te hê, want uit dit, soos ons gesê het, vloei die lewe. Ek praat weer volgende week met julle. Lekker oggend verder. Bye.